Baie welkom by hierdie program Fokus. Dis die laaste program van hierdie jaar en ons kyk na so 'n paar onderwerpe wat hierdie jaar nogal baie goed gedoen het. My gaste vanaand is Prof Koos Malan, 'n genoot by Sakeliga, en dan ook Jaco Kleinhans in die ateljee vanaand, en hy's natuurlik die hoof van internasionale skakeling by Solidariteit. Dan is ook 'n gas vanaand wat van die buiteland afkom, vir Wiert Doek. Hy is 'n joernalis by die Telegraaf in Nederland en hy het ook sy eie potsending, so wat jy ook kan gerus gaan luister. So baie welkom by vanaand se program. Manne, ek wil graag begin met, ek dink ons kan nie anders as om te gesels oor daai Bondi strandslagting tydens die Joodse Hanukkah nie. Jaco? Ja, Pieter, waar begin 'n mens? Wat 'n tragedie, wat 'n absolute tragedie wat daar in Australië afgespeel het en wat weer eens vir ons bevestig. En ons het al op hierdie program daaroor gepraat en soveel keer op Pretoria FM die afgelope maande. Die terreurbedreiging is steeds 'n werklikheid in westerse lande. Wat baie westerse lande die afgelope paar jaar baie goed begin doen het, is om met intelligensienetwerke en groter pogings terreuraanvalle te verhoed, terreuraanvalle te fnuik. Maar dit beteken nie die terreurbedreiging bestaan nie meer in Europa, in Amerika, in Nieu-Seeland, in Australië, in al hierdie lande nie. En dit is wat afgespeel het in Sydney, Australië. Wat dit 'n ekstra kleur gee en beklemtoon is die feit dat dit 'n duidelike aanslag op Jode was. Wat ons dan ook die afgelope tyd sedert die oorlog in Gaza en alles daarmee saam 'n toename van gesien het. Maar dan ook baie duidelik, die bewysstukke is nou vandag deur die polisie in Australië bevestig dat hierdie wel mense is wat bande met die Islamitiese staat gehad het. Hulle het 'n vlag van die Islamitiese staat in hulle kar gehad, die pa en seun wat hierdie aanval uitgevoer het. Hulle was deel van 'n groter netwerk in Australië wat bande het met die Islamitiese staat. So die bewering altyd dat as iemand ergens skryf of sê dat daar selle van die Islamitiese staat en Al-Qaeda en hierdie groepe in westerse lande is, en dan hoor jy, nee, maar dit is nou 'n soort van ekstremistiese beweringe wat jy nou maak, nee, onaanvaarbaar, hoe kan jy so sê? Dis 'n feit, dis 'n werklikheid, dis 'n realiteit en dit is wat in Australië uitgespeel het, 'n absolute tragedie. Ek dink, om met jou baie eerlik te wees, is dat westerse lande was uitnemend die afgelope tyd om terreuraanvalle te voorkom, maar kom ons wees eerlik, hulle kan nie meer alles voorkom nie. Dit is hoekom daar 'n skerp toename is in terreur in westerse lande, maar aan die ander kant, die nuwejaarsvieringe by Parys op die Champs-Élysées in Parys in Frankryk skielik gekanselleer is. Verlede jaar was daar 1 miljoen mense, want die polisie in Parys sê net, jammer ouens, ons kan nie meer moontlike aanvalle verhoed nie. En so sien ons, as jy nou 'n Kersmark in Duitsland besoek, dat daar nou hierdie reuse beton versperrings om die Kersmarkte in Duitsland is, om motors uit te hou, so onnatuurlik eintlik, né? Die werklikheid is, daar is 'n reuse bedreiging en 'n reuse vrees vir terreur in Europa, eintlik in alle westerse lande. Ja. Wiert, ek ben jy's nou van Nederland, is dit ook 'n bedreiging daar by julle? Jazeker. En dus zo'n aanslag als in Sydney komt ook niet onverwacht, omdat wat we gezien hebben in de westerse wereld, maar vooral ook in Europa, sinds 7 oktober, sinds de aanslag van Hamas vanuit Gaza, is een enorme toename van het antisemitisme en een enorme toename van het aantal bedreigingen aan Joden in Europa. Joden voelen zich niet langer veilig, ze worden massaal in een gevaarlijke hoek gedrukt door grote demonstraties, optochten in Europese steden tegen Israël, maar wat in feite antisemitische demonstraties zijn. En eigenlijk voor een groot deel ook demonstraties pro-Hamas. Dus pro een van de meest wrede terreurorganisaties op dit moment in de wereld. En dat wordt toegestaan ook door onze autoriteiten. Dat is het vreemde hieraan, dat die demonstraties niet worden verboden, maar dat ze onder de mom van vrijheid van betoging, vrijheid van meningsuiting worden toegestaan, waardoor de Joden, onze Joodse gemeenschap in Nederland bijvoorbeeld, zich enorm bedreigd voelen. En dat zijn maar 30.000, 40.000 mensen. Hè. In de Tweede Wereldoorlog zijn de Joden in Nederland voor het grootste deel uitgeroeid. Er zijn niet zoveel over. En ja, ondertussen hebben we wel 1 miljoen moslims in Nederland. Dus ook politiek is laten we zeggen, de voorkeur van onze politici, die is duidelijk. Die ligt bij het islamitische electoraat, wat ze proberen te winnen. En niet bij het Joodse electoraat, wat heel klein is. Maar dan krijg je dus deze totaal scheve situatie, waarin ook in Nederland of in Duitsland of in Frankrijk zou een dergelijke aanslag
niet meer onverwacht komen. En dat is natuurlijk, dat zegt iets vreselijks over de staat waarin Europa op dit moment verkeert. En ik denk dat veel mensen hier in Zuid-Afrika, Afrikaners ook, niet zo goed begrijpen wat die massale immigratie sinds 2015 uit de Arabische en uit de Afrikaanse wereld, wat die voor een enorme ontwrichting heeft gezorgd in Europese landen. Prof Malan? Pieter, ja, ek is bly Jaco het hier so klem gelê op die veiligheidskwessie, want ek wil juist nie daarop klem lê nie. Dit beteken nie dis nie geldig nie, dit is uiters geldig. Ek dink ek het 3 punte om te maak. Die eerste ene, miskien 2 net. Die eerste ene is die moslems wat in Europa is, kom van die mees ekstremistiese streke van die moslimwêreld. Hulle kom nie van Indonesië af nie. Indonesië het oor die algemeen 'n taamlike gematigde moslimbevolking. Maar in die Midde-Ooste is dit glad nie so nie. Daar is dit werklik maar 'n ekstremistiese vertakking van die moslimwêreld. Hulle kom van daar af. En Afghanistan. Hè. In Afghanistan. Wat ekstreem geraak het, ten minste vanaf 1980 met die Russiese betrokkenheid daar. Goed. So met ander woorde, as jy die immigrasie oopmaak, as Europa, Wes-Europa immigrasie oopmaak vir moslems van daai gebiede, dan weet jy by voorbaat, jy skep 'n probleem. En jy skep 'n probleem veral met betrekking tot die Joodse bevolking van Wes-Europa, want jy weet daar gaan ekstremistiese aanvalle op hulle wees, behalwe natuurlik dat daar ekstremistiese aanvalle eintlik op die totale bevolking is, maar vanweë die feit dat daar hierdie skerp vyandigheid is tussen die van daai ekstremistiese moslems teenoor die Jode, kan jy verwag daar sal 'n baie skerp vyandige demonstrasie wees teen die Jode. Dis die eerste punt. Die tweede punt is, jy kan watter maatreëls ook al tref met betrekking tot veiligheid. Die sentrale punt is nie 'n veiligheidsprobleem wat my betref nie, dis 'n identiteitsprobleem. Die vraag moet gevra word, watse soort staat is Australië? Watse soort staat is die Verenigde State en watse soort state en watter soort streek is Wes-Europa? Dis westerse state. Dis deel van die westerse beskawing. So behoort dit te wees. En as jy min of meer 'n bewussyn daarvan het, dan weet jy dat sekere immigrante is doeteenvoudig nie aanpasbaar nie. En jy moet hulle uithou. Of dit nou of daar nou 'n veiligheidsbedreiging is of nie, dis nie die punt nie. Dit is 'n bykomende punt, maar die sentrale punt is 'n identiteitsprobleem. Veral sedert, soos weer genoem het, sedert 2015, het daar 'n geweldige strome toegestroom vanuit die islamitiese wêreld. Hoekom? Dit is omdat 'n persoon soos Angela Merkel, wat die leier was van die Christendemokratiese Party, bid jou aan. Wat is Christendemokraties daaraan? Dis die teenpool van 'n Christendemokratiese houding. Doeteenvoudig die hekke oopgegooi het. Hoekom? Omdat die konsep van 'n westerse beskawing, die konsep van 'n Wes-Europa met 'n bepaalde identiteit, is eintlik prysgegee ten gunste daarvan dat nee wat, ons almal is maar net mense en is presies dieselfde. Dis fundamenteel verkeerd en dit word verkeerd bewys deur bloed wat loop elke keer. Dis wat gebeur. Koos heeft helemaal gelijk. Ik herinner mij, ik meen dat zij destijds fractievoorzitter was van de Groene partij in de Duitse Bundestag. En die zei naar aanleiding van die enorme migratiestroom naar Duitsland van Duitsland zal diverser worden. En ik ben daar heel blij. Ik verheug me erop. Dus ik ben er blij mee dat Duitsland diverser zal worden. Dat klopt inderdaad. Duitsland is een stuk diverser geworden. Want tegenwoordig staan er om kerstmarkten enorme betonblokken. Zodat we vanwege die diversiteit angst moeten hebben dat er een aanslag wordt gepleegd. Maar ja, die illusie van linkse mensen, vooral van die Groenen, maar ook in Nederland Sociaaldemocraten, dat een multiculturele samenleving, dat iets is wat we moeten nastreven. En dat uiteindelijk die mensen uit de wereld, zoals Koos u noemt, de Arabische wereld, de Afrikaanse wereld, dat die zullen integreren in die westerse samenleving. Dat is natuurlijk volslagen onzinnig gebleken. En nu zijn de feiten komen zo hard op ons terug als een boemerang, zoals nu vanuit Sydney, dat mensen moeten gaan nadenken, het is gewoon mislukt. Het hele project wat we voor ogen hadden, een gezellige, leuke, fijne, multiculturele samenleving opbouwen, is totaal mislukt. Waarom? Omdat die mensen, een heel groot deel van die mensen, willen helemaal niet integreren. Die willen hun ideeën over de sharia en over wat de islam is aan ons opleggen. Maar ja, dat botst dus. Dus uiteindelijk streef je altijd af op geweld. En ja, dan krijg je een situatie misschien te vergelijken, ja dat weet ik niet, ik ben leek, maar misschien vergelijkbaar met de spanningen hier in Zuid-Afrika. Of misschien nog wel erger eigenlijk.
Mag ek net 'n laaste opmerking maak? Wat my interessant is die heininge wat opgerig word. Nou een van die mees onaanvaarbare simbole in die westerse wêreld, na aanleiding van in die sogenaamde, kom ons sê in die liberale wêreld, want ons moet onderskei, 'n baie belangrike onderskeid wat ek persoonlik graag toenemend wil tref tussen die westerse wêreld en die vrye wêreld. Dis nie dieselfde ding nie. Dit is so dat die westerse wêreld het 'n vryheidsimpuls, maar om dit doeteenvoudig net te reduseer tot algemene vryheid of tot algemene gelykheid is verkeerd, maar dit daar gelaat. Een van die mees onaanvaarbare, mees bose simbole is die simbool van 'n muur. Jy moenie 'n muur bou nie. Nou wat gebeur nou? Nou word die einste liberale wat sal ek dit noem, die liberale predikers as dit ware verplig tot muurbou. Ja. Jaco, jy was nou 2 keer hierdie jaar in Amerika gewees. Hierdie was definitief 'n jaar van Trump en soos Prof Koos Malan in 'n vroeëre boodskap aan my vanoggend gesê het, hy het definitief meer gedoen as enige ander president in sy eerste jaar. Oor 'n tydperk van 8 jaar. Hy het oor 'n tydperk van 1 jaar meer gedoen as ander presidente in 8 jaar. Ja, absoluut. Dit is in Engels, ons het in Afrikaans byna vir elke woord 'n mooi vir elke Engelse beskrywing 'n mooi Afrikaanse woord, maar ek sukkel altyd om iets lekker Afrikaanse woord te kry vir consequential, né? Want dit is eintlik die 11 maande van Trump tot nou kan beskryf. Gevolglik iets met 'n reuse globale invloed, impak. Trump 2 is soveel anders as Trump 1. Die Trump van 2017 tot begin 2021 was 'n Trump wat nog sy voete moes vind, wat nog gesit het met heelwat van die oorblyfsels van die neocon jare van die Republikeinse party. Die tweede Trump is 'n administrasie waarvoor daar vir 4 jaar lank voorberei is. Jy het 'n reuse operasie gehad van begin 2017 tot Januarie vanjaar, met letterlik honderde mense wat gewerk het aan die voorbereiding van hierdie tweede Trump-operasie. En dit lyk anders. Kom ek gee jou een voorbeeld, Pieter. Soos wat ons vanaand hier praat, het Trump nog presies dieselfde kabinet as wat hy gehad het aan die begin van die jaar. Daai kabinet wat hy aangewys het aan die begin van die jaar. As jy teruggaan na 2017 met sy eerste termyn, het hy nou al by sy derde minister van buitelandse sake gesit. Hy het 'n krisis gehad, want die Republikeinse party was nie op daardie tydstip al gereed om binne Washington se konteks die sprong te maak om uiteindelik die Trump party te raak nie. Die party wat ons nou het, hier in Desember 2025, is 'n party wat so ver verwyder is van die era van George Bush. Ek het vir Bush gewerk in 2004, die eras van Mitt Romney wat gestaan het in 2012, John McCain van 2008. Daardie era is verby, die Country Club Republicans, né? Dis 'n era wat verby is. Die Republikeinse party is nou 'n party van konservatiewe, landelike Amerikaners, wit, maar ook van Latyns-Amerikaanse afkoms veral, ook tot 'n mate swart mans, toenemend ook Asiate in die middelklas, almal mense wat bekommerd is oor globalisme, die opwenteling van magte, die onwettige immigrasie wat verwoesting in Amerika gesaai het. Veral ek was verlede jaar daar in Del Rio op die grens tussen Mexico en die VSA. Die Biden jare was 'n rampspoedige 4 jaar vir Amerika gewees, in terme van miljoene mense wat ingestroom het, wat chaos veroorsaak het in gemeenskappe, met in skole, die veiligheid in gemeenskappe. Dit is hoekom die helfte van Latyns-Amerikaners vir Trump gestem het. Dit is reusagtig wat gebeur het. Om jou 'n idee te gee, een voorbeeld, en ek dink dis Trump se grootste enkele sukses. As ons nou 'n jaar teruggaan, het daar daagliks tussen 6 en 8.000 onwettige immigrante oor die grens gestap. En wat dan toegelaat is om Amerika in te gaan, omdat die Biden-administrasie nie die mense wou terugstuur nie. Verlede maand in November is daar 0 mense Amerika binnengelaat. Daar het 'n gemiddeld van 10 mense per week oor die grens gestap. Hulle is almal vorige keer verlede maand, ons almal teruggestuur na hulle lande van herkoms. Onwettige immigrasie is dood. Dit bestaan nie meer in Amerika nie. Tydens die 4 jaar van Joe Biden as president, het tussen 6 en 8 miljoen onwettige immigrante Amerika binnegekom. Niemand sal altyd weet hoeveel presies nie. Maar wat het intussen vir jaar gebeur?
Daar's 2.7 miljoen onwettige immigrante reeds in hierdie 11 maande terug na hulle lande van herkoms. 650.000 gedeporteer, dis die wat jy altyd op televisie sien wat almal so mal oor gaan, maar meer as 2 miljoen het self gedeporteer. Jy laai 'n toepassing af, is baie oulik. As jy in Amerika is, jy laai 'n toepassing op jou foon af, jy kry $10,000 vliegtuigkaartjie, jy kan teruggaan na jou land van herkoms en jy word nie verbied in die toekoms in Amerika nie. Dis die wortel wat voor die neus gehang word, né? So op immigrasie reuse aardskuddende veranderinge in Amerika en ek wil dit noem want ons sit hier buite, né? Ek was nou 2 keer daar. As jy in Amerika is, maak dit 'n reuse verskil. As jy in 'n plek soos Texas kom, dan sê mense vir jou, dis lekker, my onderneming doen weer werk. Want ek dink nie meer met onwettige immigrante nie, met die honderde duisende onwettige immigrante wat ingestroom het en werksgeleenthede weggeneem het nie. So in Amerika, groot verskil met onwettige immigrasie, die ekonomie, inflasie is af van 9% na minder as 3%. Dit het 'n baie groot verskil gemaak, maar uiteindelik wat my verras het van Trump die afgelope 11 maande, is buitelandse beleid. Ons het geweet hy gaan 'n sekere buitelandse beleid invoer, 'n selfgeldende America First, Amerika eerste buitelandse beleid. Maar hoeveel hy ingesit het op buitelandse beleid het my verras, né? Ook in terme van Suid-Afrika, daaroor gaan ek nie nou iets sê nie, maar dan oor die oorloë, die geweldige moeite om 'n einde te probeer bring aan oorloë reg oor die wêreld op elke kontinent. Gaza is natuurlik nou sekerlik die bekendste van die klomp, maar die ideologie, die denke agter Trump is iets wat oor 5 jaar nog met ons gaan wees, wat oor 10 jaar nog met ons gaan wees. Trump, die manier waarop Trump die wêreld sien, hy het 2 dinge gebreek in 2025. Woke en globalisme. En ek is verheug daaroor. Dit is hoekom ek sou sê Trump is so ver 'n sukses. Gaan nie baie oor woke sê nie, maar as ek net kan sê in terme van globalisme. Globalisme is op die agtervoet en baie mense is kwaad. Dis hoekom ons in Suid-Afrika ook soveel woede vir Trump sien. Want hy het eenvoudig niet alleen in Zuid-Afrika, Nee, in Nederland ook. Hè? Maar hy het so teruggestoot teen globalisme, né? En ek dink as jy kyk na die buitelandse beleid van die Trump-administrasie, is dit vir my die belangrikste opsomming is 'n herbesinning van die wêreld, 'n herdink van die wêreld, hoe die wêreld moet lyk, moet funksioneer, hoe verhoudinge in die wêreld moet wees, die rol van transnasionale en supranasionale organisasies, die EU, NAVO, dit alles. Ja. Ik lees dan in mijn eigen krant, de Telegraaf, dat de Republikeinen zich grote zorgen maken over de midterms. Waarom dan, als Trump zo'n succes is? Want dis normaal, dit is die politiek van Amerika, as daar's altyd die terugspring na die andere party. Ek dink die demokrasie in Amerika is sterker as ooit van tevore en die demokrasie in Amerika behels dat Amerikaanse kiesers 'n natuurlike impuls het om te sê dat daar moet 'n balans in die mag tussen die 2 politieke partye wees. Tans beheer die Republikeine die Withuis, die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers. Eintlik redelik abnormaal, né? Dis min wat dit gebeur. En dit is hoekom die demokrate 'n goeie kans het om volgende jaar die Huis en die Senaat te wen. Of ten minste dan een van die 2. Die partye wil eintlik daardie balans tussen die politieke magte weer herstel. Niet per se negatief dus. Nee, is niet per se negatief. Trump gaan nog daar wees vir 3 jaar, maar Trump sal wel sy agenda moet uitvoer voor November 2026, want wat wel belangrik is, om wette deur te kry, het jy die Kongres, die steun in die Kongres nodig. En dit is hoekom wat Prof Koos sê heeltemal korrek is. Dit is aardskuddend, mense. 250 uitvoerende bevele is onderteken. Die hoeveelheid wetgewing wat hulle deurgedruk het, regters wat aangestel word, dis omvangryk, né? Ek was daar in die Withuis, ek was in die Oval Office gewees. Daai mense sê dat Trump slaap 3 tot 4 ure 'n nag. 5 uur in die oggend is hy in die Oval Office en dan begin hy sy adviseurs te bel. En dan moet hulle daar wees 10 minute en dan soek hy hulle in die Oval Office. Dan sê hy, "Wat doen ons aan die Christenvervolging in Nigerië? Wat doen ons met daai ouens dan Kambodja en Thailand wat op mekaar skiet?" Né? Wat gaan ons nou doen? Ek sien my ondersteuners daar op die platteland is 'n bietjie ongelukkig oor die prys van koffie. Koffie het te duur geraak in Amerika. Ek wil nou by jou weet, wat gaan ons doen aan die prys van koffie? Dis Trump. Dis hoe Trump regeer. En ek dink dit was 'n revolusionêre jaar in Amerikaanse politiek, maar ook in internasionale Ook politiek. voor jullie Afrikaners toch? Ik bedoel, hij zei vooral, wat doen we met de Afrikaners? Absoluut. Het is een revolutie. Absoluut so, die uitvoerende bevel wat niemand van ons gesien kom het nie. Nou het ons goeie verhoudinge met mense wat in die Withuis werk. Trump was 2 weke 'n president. Hier onderteken hy 'n uitvoerende bevel wat eerstens die Afrikaner erken as 'n volk,
Ronald Reagan het naby daaraan gekom, maar Ronald Reagan het nooit in daardie presiese terme so ver gegaan nie. Jy moet omtrent teruggaan na die president hier na die Eerste Wêreldoorlog. Wat was hy gewees? Wilson het dit laas gedoen. Hy het na die Afrikaners as 'n volk verwys. So Trump het Afrikaners se reg as 'n eie volk erken, maar daardeur ook natuurlik baie belangrik iets bevestig wat mense van Amerika vergeet het. Amerika, die Amerikaanse regering het histories met volkere saamgewerk in die wêreld. En daar's natuurlik in Suid-Afrika deur al hierdie linkse kommentators, hierdie akademici, wie se idees tog so oud en uitgedien is. Dit wil sê, en kyk, Prof Koos is niks van dit. Die Prof Koos is die teenoorgestelde van dit. Hulle is hy my belangrikste akademiese vriend. Maar is daar hierdie punt gemaak oor net dat net regerings het verhoudinge met mekaar. Die Amerikaanse regering het in die geskiedenis nog altyd verhoudinge met volke gehad. Hulle het 'n verhouding gehad byvoorbeeld met die mense van Kosovo. Nou ons kan dink van wat ons wil van hulle besluit om Kosovo se onafhanklikheid te steun, maar dit is Amerikaanse strategie, né? Hulle was Kosovo sou nie 'n onafhanklike land vandag gewees het as dit nie vir die Amerikaners was nie. So het die Amerikaanse regering sterk verhoudinge oor tye gehad met die Assyriërs in Iran, baie tegniese rol met ons. Kyk met die Koerde, een van die belangrikste verhoudinge die afgelope 30-40 jaar in die Midde-Ooste, is die verhouding tussen Amerika en die Koerde. 'n reuse volk. Hoeveel Koerde is daar? 30-40 miljoen Koerde in die wêreld. En daar's 'n direkte verhouding tussen Amerika en die Koerde. So daar kan 'n verhouding wees tussen Amerika en 'n volk soos die Afrikaner. Trump het dit vir jaar bevestig. Ja, ons gaan 'n bietjie later weer gesels oor die Afrikaner, maar Jaco, net nog 'n ding voor ek vir Prof Koos gee. En dankie ook aan jou, want jy het my nogal baie geleer oor die diepstaat. Ook die rede hoekom Trump ook so baie veranderinge kan doen, is juis omdat hy die diepstaat verander het. Ja, absoluut. Heeltemal. Kyk, daar was ook al in argumente oor met mense betrokke. Dis 'n feit dat daar in Amerika diepstaat is. Kan ek net vinnig vra, as jy nou byvoorbeeld die Suid-Afrikaanse regering vat, as iemand van byvoorbeeld, kom ons sê byvoorbeeld Helen Zille, kom nou as president, argument onthaalwe van die DA. Absoluut. En sy verander nie al die ministers en al die mense onder haar en al die departementsdirekteure nie, dan gaan daar nog steeds 'n bietjie van 'n ANC ideologie wees, want dit is nog steeds die mense wat vir die ANC stem. Absoluut. Kyk, ons sien dit eintlik hier in Suid-Afrika. Praat met sommige van hierdie DA, Vryheidsfront, IFP ministers, dan sal hulle vir jou sê hoe word hulle beveg deur hulle eie personeel in hulle staatsdepartemente. Want hier in Pretoria sit jy met staatsdepartemente vol ANC kaders. Skielik het hulle nou 'n DA burgemeester of 'n watter ander party se burgemeester. So jy sien hier 'n diepstaat in Suid-Afrika by uitstek ontwikkel, maar die diepstaat in Amerika, en ek beskou dit persoonlik ook dat daar diepstaat in Den Haag is. Ons het dit gesien met PVV-minister, wat was haar naam van asiel? Ik wilde net zeggen van, het zullen heel veel mensen niet weten, maar in Nederland had je een rechtspopulistische regering de afgelopen tijd en die is gevallen vanwege, eigenlijk, Jacco, jij weet het ook, vanwege de weerstand in die deep state. En het zijn de ambtenaren in de ministeries, het zijn de instituties, de media die voor een groot deel daarbij horen. De tegenwerking was zo groot dat allerlei besluiten gewoon niet konden worden uitgevoerd. De ambtenaren die weigerden gewoon om ze uit te voeren. Ja, wat kun je dan nog beginnen als minister op een departement? Precies, en dit is wat Trump en Elon Musk het so 'n belangrike rol daar gespeel. Hulle moes eenvoudig skoonmaak. Hulle moes honderde duisende staatsamptenare afdank. Dis die enigste oplossing gewees. Jy kan nie iets anders doen nie, want jy kom in met 'n Republikeinse administrasie met 'n ongelooflike sterk mandaat na verlede jaar se Amerikaanse verkiesing. Maar jy sit met letterlik 2 miljoen federale werknemers wat daar in daardie reuse geboue in Washington DC sit, wat almal een missie het en dis om jou te ondermyn. Ja. Net voor ons gaan praat oor die Afrikaner, Prof Koos, net so laaste opmerking oor Trump. Ja, Pieter, ek wil 'n verwysing maak na Trump na aanleiding van die nasionale veiligheidsdokument. Wat is die dokument se naam? Die nasionale veiligheidsstrategie wat verlede week julle gesien het. Dit is 'n sonderlinge dokument. Dit doen oral sy ronde en ek sal vir ons lesers ten sterkste aanbeveel om die dokument te lees. Dit is werklik maar besondere leesstof. Dit is tekenend van 'n totaal nuwe benadering in die Verenigde State binne 'n kort tydperk, binne net 10-11 maande nadat Trump weer aan bewind gekom het. Dit impliseer 'n verandering in buitelandse beleid, maar nie net buitelandse beleid nie, maar 'n totale heroriëntasie van hoe die Amerikaanse regering die Verenigde State sien. Beginnende daarby dat die huidige Republikeinse party onder Trump
en die vice-president se leiding sien die VSA primêr as 'n westerse staat. En sien Amerika as 'n staat wat sy eie soewereiniteit moet beskerm. Gevolglik is hy as dit ware terug by sy tradisionele binnelandse beleid en baie belangrik ook sy tradisionele buitelandse beleid. As mens gaan kyk na die dokument, dan sien jy eerste plek inleidende opmerkings oor hoe hulle self oriënteer en dan tweedens deel hulle die wêreld in 5 dele. Beginnende by die heel belangrikste, soos wat dit hoort. Hulle begin daarby en hulle sê dit uitdruklik by 'n hernuwing van die Monroe-leer wat terugdateer na 1823. Naamlik dat die Verenigde State in die eerste plek moet sorg dat die westelike hemisfeer binne Verenigde State invloed is, binne Verenigde State mag is. En dat hy niemand gaan toelaat om daar in te meng nie. Baie duidelik gaan hy nie vir China toelaat om daar in te meng nie en natuurlik ook geen ander moontlikheid nie. Die woord China figureer weliswaar nie in daai gedeelte van die dokument waar hy praat oor die Amerikas nie, maar hy is duidelik teenwoordig. Dan word daar ook gesê dat geen sulke, behalwe dat geen sulke invloede toegelaat sal word nie, gaan hulle uit hulle pad uit om ook hegte bande te bou met sterk state in die westelike hemisfeer en dis natuurlik veral in Sentraal-Amerika en in Suid-Amerika om die hegte bande met die VSA te bou. En ek dink die 2 state wat natuurlik hier voorop staan in die eerste plek, is in die eerste plek Argentinië, maar dan natuurlik ook, baie belangrik, die grootste staat in die westelike hemisfeer, behalwe die Verenigde State self, naamlik Brasilië, wat deel is van BRICS, maar die betrekkinge gaan definitief, dit het reeds versterk en sal verder versterk word en sal ook versterk word met behulp van ander Suid-Amerikaanse state soos Chili, waar 'n regse president gister vir die eerste keer na baie jare aan bewind gekom het met 'n aansienlike meerderheid. En ek dink wat mens waarskynlik ook kan verwag, dit is 'n gewaagde stelling om te maak, is dat werklik waar problematiese regerings, soos die van Venezuela, dink ek sal volgende jaar hierdie tyd, kom ons kyk bietjie hoe lyk dit, as ons volgende jaar nog hier is en so aan, ek dink dat Maduro sal nie meer aan bewind wees. Ek stem heeltemal saam. Pieter, jy moet gaan kyk na die hele Latyn-Amerikaanse kaart. As jy teruggaan na 2022 was daar in Suid-Amerika nie een land met 'n regse regering nie. So elke land op daardie tydstip in Suid-Amerika het 'n linkse regering gehad. Prof Koos het nou verwys na die verkiesing in Chili. Kyk, hulle het 'n vernietigende 4 jaar van sosialisme gehad in Chili. Oop grense, mense uit Venezuela wat ingestroom het, 'n enorme misdaadprobleem, 'n geweldige klomp welsynsspandering wat gelei tot staatsskuld. Chili is 'n welvarende land, nee, dis 'n regtig 'n veilige welvarende land in Suid-Amerika wat nou enorme uitdagings het. So Chili het nou 'n regse regering, Argentinië het 'n regse regering. En Chili is 'n beduidende staat. Dis 'n beduidende, dis 'n belangrike staat, dis 'n ontwikkelde land eintlik, al word hy nou beskou as deel van die ontwikkelende wêreld, is dit regtig waar 'n hoogs ontwikkelde ekonomie, 'n geïndustrialiseerde ekonomie. Dan kyk jy na Paraguay het 'n regse regering, Peru het 'n regse regering, Ecuador het 'n regse regering. Volgende jaar is daar verkiesings in Brasilië. Ons gaan moet kyk wat gebeur met Brasilië, waarheen hy gaan. Die Trump druk is groot met tariewe. Vergeet Mexico niet, hè? En Mexico is belangrik. En Mexico het tans 'n linkse president, Claudia Sheinbaum, maar sy speel saam met Trump, Ja, né? precies. Sy bly weg van die G20-beraad in Johannesburg. Sy is voortdurend met Trump op die foon. Hulle het 'n goeie rapport en dit kan jy ook met Trump regkry. En dit is hoekom dit so gek is, die beweringe van Donald Trump is 'n regse ekstremis en hy's 'n rasis en 'n etno-nasionalis en watter onsin ook al. Maar Trump werk goed met Keir Starmer van Baie goeie Brittanje. realpolitiek. Hy speel realpolitiek. Hy doen dit met Sheinbaum want hy besef dat in sy stryd om China te ontbloot vir hulle vandalisme van vryhandel, want dis wat hulle gedoen het. Hulle het vandalisme gepleeg teenoor internasionale vryhandel, die Chinese. Het hy Mexico nodig, maar jy het 'n groot ander handelsvernoot nodig as jy wil terugstoot teen China. As jy baie minder goed uit China wil aankoop, moet jy dit by iemand anders aankoop. Wie beter as jou suidelike buurman wat ook goedkoop arbeid het, goedkoop elektrisiteit en produkte goedkoop kan lewer. En interessant wat so stil van jaar verbygegaan het, is dat Amerika vanjaar vir die eerste keer in die geskiedenis het die meeste Amerikaanse uitvoere na Mexico gegaan
en die meeste Amerikaanse uitvoere uit Mexico afkomstig gewees. En dit gaan oor die geopolitiek en dit is die voortdurende beweringe dat Trump is dom, Trump het geen geopolitiese aanvoeling nie, hy het geen buitelandse strategie nie. Gaan lees hierdie dokument wat Prof Koos na verwys, hierdie nasionale veiligheidsstrategie, dis baie duidelik. Dat Trump verstaan geopolitiek baie goed, maar hy besef die risiko's van 'n China wat al hoe meer selfgeldend is in hierdie groep van autoritaire lande rondom hom versamel. Maar als Europeaan moeten wij ons natuurlijk enorm zorgen maken, want ik denk de kern van het document gaat over Europa. En de manier waarop Europa verloren dreigt te gaan als bondgenoot voor de Verenigde Staten. Er staat letterlijk in dat de mogelijkheid bestaat dat sommige Europese landen over 15, 20 jaar zozeer zullen zijn veranderd, demografisch en ook politiek-ideologisch, dat ze mogelijk geen bondgenoten meer zullen zijn van Amerika. Dat is natuurlijk ongekend. Dat is zo schokkend, want de kern van de westerse wereld is dat bondgenootschap. Omdat dat bondgenootschap ook bestaat binnen de NAVO. En als er binnen de NAVO zometeen landen zullen zijn die zullen kiezen voor het islamisme en anti-Amerikanisme en anti-westerse retoriek en ook voor antisemitisme, dan is Europa natuurlijk verloren. En als je dat voor het eerst zo leest, zo keihard, zwart op wit, in zo'n veiligheidsanalyse van geen domme mensen in de Verenigde Staten. Iedere Europeaan zou nu moeten denken, dit is ongelooflijk, we zijn echt totaal op de verkeerde weg. Alleen wat gebeurt er, wat Jacco ook al aanstipt, wat zeggen de Europeanen en de commentatoren en de media, Trump is gek. Hij is gek geworden, kijk maar naar het document, kijk hoe gek Trump is. In plaats van dat ze denken, hij heeft gelijk. Ik denk hij heeft gelijk. En ik maak me dus enorm zorgen over mijn eigen land en over Europa. Maar ja, de reactie is zoals altijd bij Trump, ja, hij is gek. En ja, dus je kunt je echt afvragen wat die toekomst van Europa dan zal zijn. En ik denk dat de Amerikanen zich terecht daarover grote zorgen maken. Ja, ek wil saamstem met Weert. Ek dink vanuit 'n lewensbeskouelike oogpunt, 'n algemene lewensbeskouelike oogpunt, is die gedeelte van die dokument wat gaan oor Europa sonder enige twyfel die belangrikste. Dit is waar die dokument as dit ware aan die hand van, noem dit 'n paleo-konservatiewe uitgangspunt, die hegte bande tussen Wes-Europa en die Verenigde State uitspel. En waar die dokument trouwens verder gaan om te sê, maar ons ondersteun beskawingsgesinde, dis is my term daarvoor, ons ondersteun beskawingsgesinde politieke partye, oftewel regse partye in Wes-Europa. Dit sluit aan by wat Jacco nou van gepraat het, naamlik om ook volkere te ondersteun, nie net noodwendig net state nie, maar ook bepaalde politieke partye, wat natuurlik aansluiting vind by die lewensbeskouelike uitgangspunte van Trump en sy regering op die oomblik. Baie belangrik, Trump en sy regering, want anders as in die eerste termyn, het daar klaarblyklik 'n hele baie kragtige groepering gevorm rondom Trump self, wat nie net in die regering is nie, maar ook by bepaalde universiteite, akademici en natuurlik in think tanks en so aan. Nou, die volgende gedeelte van die dokument gaan oor Asië en met betrekking tot volume word die meeste daarin afgestaan. Dit is baie duidelik dat die Trump-administrasie gee besondere aandag om China te neutraliseer en gepraat van geopolitieke insig, klem wat geplaas word op bande met Japan, Suid-Korea, Australië en baie interessant Indië. Ek wil vir jou sê, ek dink die strategie wat gevolg word en natuurlik Taiwan uit die aard van die saak. Ek dink die strategie wat gevolg word is vlamskerp geopolitiese strategie en ek is in 'n sekere sin waar ek 'n jaar, 18 maande gelede baie meer bekommerd was oor China, as ek nou baie minder bekommerd oor China. China is in 'n sekere sin, net soos wat Duitsland was in die grootste gedeelte van die laat 19de eeu en die begin van die 20ste eeu, Duitsland in die middel, sy Europese vyande is rondom hom, China is dieselfde posisie. Hy het weliswaar 'n baie geslepe, baie geslinkse politiek wat hy volg, maar streng gesproke word hy omring deur sy vyande en dit is vir leierskap wat tans in die VSA bewind is om daai soort van ding
optimaal te benut en ek dink hulle doen dit. Daar word ook 'n klein bietjie aandag afgestaan in Afrika, maar baie interessant, baie min. Dit is dis bloot realpolitieke betrekkinge. Ek wil afsluit, ons het ongelukkig nie baie tyd oor nie. Ek wil vir elkeen van julle 'n minuut gee, letterlik 'n minuut oor die Afrikaner wat hierdie jaar ook in die soeklig was. Prof Koos, letterlik 'n minuut. Ek kry die boodskap helder en duidelik, net 'n minuut. Dit is so dat daar dikwels onder Afrikaners gemurmureer word. Ons is in 'n posisie van politieke onmag. Dit is weliswaar waar en dat daar rede is tot pessimisme ten aansien daarvan is waar. Maar kom ek sê vir jou, die mees suksesvolle gemeenskap vandag in Suid-Afrika is sonder enige twyfel die Afrikaners. Die Afrikaners bou en die bouwerk is klaarblyklik sigbaar. Die heel belangrikste is die enorme kapitaalbelegging wat vaste kapitaalbelegging wat gemaak word rakende die oprig van die Akademia kampus. Dit is 'n bedrag van meer as 3 miljard rand. Dis aanduidend van enorme vertroue wat daar in die Afrikaner toekoms is. As jy bereid is om in jou taal en in jou jong mense te belê, so 'n soort van bedrag, dan is dit duidelik dat daar is 'n toekoms. Die laaste punt net ten aansien daarvan is vir my interessant dat Business Tech, ekonomiese tydskrif, 'n besondere gewag daarvan gemaak het oor hierdie trouwens die heel grootste belegging wat daar nog in Afrikaanse hoër onderwys gemaak is. Amen. Ja, positief en negatief. Die Afrikaner is 'n volk wat vandag hier aan die einde van 2025 voor reuse uitdagings verkeer, Pieter. Ons kan dit nie ontken nie, ons kan dit nie misken nie, maar ek hou van daardie gesegde wat ek nou nie onmiddellik vinnig maar net uit Engels uit wil vertaal nie, maar wat sê dat swaar tye maak sterk mense, sterk manne, sterk mense, en ek dink dit is iets van 'n teken van die Afrikaner, van ons geskiedenis van 370 jaar. Altyd uitdagings, en ek sê altyd vir mense sal wil moedeloos raak, gaan kyk terug na ons geskiedenis van 370 jaar, gids. As die mense deur 1902 kon kom, dan kan ons deur 2025 of 2026 ook kom. Dan baie belangrik, klein volke, daar's 8 miljard mense in die wêreld, ons is maar 2,5 miljoen van hulle, maar klein volke het groot impak in die wêreld se geskiedenis gemaak. Ons is verkeerd om partykeer volkere se impak, se invloed te wil beoordeel aan die hand van hulle getalle. Dit is hoekom Donald Trump so geweldig baie tyd aan die Afrikaner van jaar spandeer het. Ons is 'n kragtige volk wat ver bo ons gewigsklas in terme van getalle veg. Ons het 'n vriend in die Wit Huis, ons het 'n Amerikaanse regering wat aan ons kant staan. Ons is opnuut vanjaar weer op die internasionale verhoog geplaas. Pieter, dit is nou aan ons kant. Afrikaners en Afrikaner instellings moet sê, wat gaan ons in 2026 hiermee doen? Gaan ons dit aanwend tot voordeel van ons mense? Ek is optimisties, ek is positief, ek is opgewonde oor die toekoms van die Afrikaner. Wiert, jy het letterlik 'n minuut. Pieter, ik heb het sinds een aantal jaar het enorme voorrecht om bevriend te zijn met Jaco en andere leiders uit de Afrikaner beweging. Ik heb ze mogen leren kennen, ook naar hun gemeenschap geweest. En ik ben enorm onder de indruk geraakt. Dus voor mij niks negatiefs over de Afrikaners. Ik denk de manier waarop zij hun gemeenschap opbouwen, de instellingen opbouwen in een min of meer vijandige omgeving, is een enorm voorbeeld voor ons. Ik noem ze in Nederland tegenwoordig de betere Nederlanders. Ik bewonder hun moed en krachtdadigheid en inzet. Dus ik zou ook wensen dat er voor de Afrikaners een grote toekomst is weggelegd in Zuid-Afrika. Dus niet dat ze moeten vertrekken naar Nederland bijvoorbeeld, maar dat ze hier hun gemeenschap kunnen blijven opbouwen en in vrede kunnen leven, laat ik het zo zeggen. Ja, dis my gaste vanaand. Dit is ook ons laaste fokus. Ons is volgende jaar weer terug. Baie dankie aan Wiert Doek wat Jaco vir ons saamgebring het uit Nederland uit. Hy is 'n joernalis by Die Telegraaf en ook 'n potsending aanbieder. Jaco Kleinhans, internasionale hoof van internasionale skakeling by Solidariteit, en natuurlik Prof Koos ook vir Prof se ongelooflike bydrae die afgelope jaar wat 'n genoot is by Sakeliga. Nou ja, tot volgende jaar.